Dink kom ons vra net gou voor ons begin, is daar iemand wat koud kry onder die aircon? Waar is jou kombersie? Hallo, daar is sy, hier kom, ons wag spesiaal net vir Natasha, as hulle inkom, dan kan ons begin, nee ek jok sommer, daar is sy, nou ja toe, goeiemôre Leefstyl familie, môre Leefstyl familie aan die kant, hi, môre Leefstyl familie aan die kant, dankie Stefan, nou ja toe, ek hoop julle is vanoggend gekeer en julle is reg vir die diens, wie is opgewonde en wie te verwagting, amen, God is good, mense, wat gaan nie aan, Polly? Wat gaan in die gemeente aan? Hulle wil nie met my praat nie. Moet ons maar sing, as julle lus vir sing? Dankie oom Henny. Nou ja, toe, ons wil vir almal, dankie my liefie, hoor. Ons wil vir almal vanoggend baie welkom sê hierson. Ons vertrou dat julle met 'n verwagting gekom het en 'n oor om te hoor, né? Wie wil iets hoor vandag? Amen, yes. Nou ja, ek gaan as Pastor Paul nou net sy aircon klaar regmaak, want die mense kry koud en hy wil nie vir hulle komberse gee nie, dan kan ons aangaan, daar is sy. Amen, ons is so 'n minuut of 4 vroeg, Ansie het my vroeg op die spot gesit en vir my haar duimpie gegee en toe moes ek dadelik begin, so dis nou 'n ding van 'n ding, maar nou ja, maatjie, gaan jy nie kinderkerk toe nie? Ons gaan nou kinderkerk toe, gaan jou vat, hulle gaan lekker oefen daar, ja, dis lekker daar by die kinderkerk. Ok, ons gee gou daar kans. Erika, hier's 'n maatjie, gaan saam tannie Erika, hier kom sy. Ek gaan nou daar wees, dan kom kyk ek gou, alright. Hier kom tannie Erika. Hier kom sy. Ja. Gaan saam tannie Erika, ek kom nou. Alright, never mind. Erika sal hom nou bring. Nou ja, toe, ons gee net nog 'n minuut kans, ons mensies kom nog in daar, ons familie kom nog in, ons wil almal net 'n geleentheid gee. Sy. Amen. Nou ek gaan dan vra dat ons vanoggend soms so opstaan, en dan gaan ons die diens open met gebed, en dan gaan ons oor na praise and worship toe, en dan gaan ons verder aan met ons ding, met ons dienste program. Ons is opgewonde vanoggend, hier gebeur baie dinge wat hier gaan gebeur vandag, en ek is so bly om te sien, daar het soveel mense geantwoord op my poll, om te sê, ja, ons gaan lekker kom saam kuier na die diens. Sorry en so aan, dis nou so, as jy nie gesê het, ja, jy gaan kom kuier nie, dan verloor jy nou vandag 'n lekker roomys, en ons gaan roomys eet, op 'n koun, op 'n lekker roomys. Nou kom ons staan almal gou, amen. Dankie dierbare Hemelse Vader, dat ons vanmôre hier in die diens by mekaar kan kom, Vader. Dankie dat ons kon kerk toe kom, na die gebou toe, Vader, en ons weet, dit is nie waaroor dit gaan nie, dit gaan nie oor die gebou nie, dit gaan nie oor die heilige grond nie, dit gaan oor die saak wat ek met U het, Here, hoe ek die Heilige Gees innooi in my lewe, om te sê, come on Holy Spirit, move in my life. So bid ek dat die Heilige Gees vandag van sitplek tot sitplek sal beweeg, en by elkeen sal stil staan, elkeen se hart hoor, en elkeen se behoefte hoor, Here. Ons weet, dis by U reeds bekend, maar dit is soms net lekker om te weet, hier is daai ekstra arm om my en hy hou my vas. Gaan asseblief saam met die diens, pastoor wat die woord vir ons gaan bring, en die musiekspan wat ons gaan bedien in praise and worship. Vader, so bid ek ook vir elkeen wat offerhande, tiende na die skatkis bring, dat U hulle saad sal seën, Vader. Ons weet dat U gesê het, U het 'n blymoedige gewer lief, Here, en ons gee wat ons kan gee, en dit maak nie saak wat jy gee vandag nie, Vader, of dit jou laaste of jou minste is, maar dit wat jy gee in die regte hart, jou gesindheid wat reg is, vra ek, Here, seën hulle veelvoudig daaroor. In die naam van Jesus, amen. Amen, nou ja toe, musiekspan, is julle reg, gaan julle ons bedien? Let's go, dan kan julle tiendes en offerhande na die skatkis bring. Dan gaan hy. You must have
Nee, nou, ons kan eers sit, julle is nou amper warm, so ons weet, die idling is nou verby. Dan gaan ek vir my Zaan vra om net hier voor saam met my te kom staan. Ons het die voorreg vanoggend om 'n nuwe seisoen te begin en ek dink baie keer is ons geneig om te vergeet dat Vader se huis is hier om uit te brei. En ons moet opgewonde raak oor dit wat hy uitgesit is. Nou, ek weet nie van julle nie, ons is opgewonde want ons weet, ons seisoen begin die heeltyd net ewe skielik beter en beter en beter raak. Die Here het ons hierdie jaar gebless met so baie. Hy het ons kinderkerk aktief aan die gang. Ons het iemand wat aan stuur is daar, wat vir ons goud werd is. En ek dink van julle wat nou al 'n rukkie hier is, weet hoe lank bid ons dat die Here vir ons die regte mense stuur vir ons jeug. Ons het nog nooit dit gedruk nie, ons het nie uit ons pad uit gegaan nie, want ons het geglo, Vader gaan vir ons die perfekte mense stuur, om met ons jong mense te werk. Want weet julle wat, ons jong mense het eers alreeds die belangrikste deel gemis. Ons uitkyk is verkeerd en ek wil hê ons moet dit weet. Hulle is nie die kerk van môre nie. Ons het eers ons seisoen gemis. Hulle moes reeds geaktiveer gewees het in die huis. En ons het dit gemis. Mens sien, dis nooit te laat nie, want by God is niks te laat nie. So ek wil graag vir Dwayne en Delaney en vir klein Shiloh vra om hier voor by ons te kom staan. Ons wil graag vandag hulle voorstel in die gemeente as die nuwe assistentpaar en ons weet dat die Here soveel goed gaan oopmaak. So ek wil daarom net so vinnig vir julle sê dat die Here het 'n manier om nie net vir jou diepte te gee nie, maar diepte. En as ek dit sê, kan ek begin om te sê dat die van julle wat haar nie ken nie, die Here het haar geseën met 'n goue stem en met soveel meer. En dan vir Dwayne, ja, hy's soos 'n jack of all trades. Die Here het hom baie seëning gegee in baie areas. En dan weet ons dat ons uitkyk moet verander. En ek wil vanoggend wil ek vir julle sê, ons wil nie 'n pastoorspaar voorstel nie. Ek wil vanoggend van my en my Zaan se kant af as die herders, wil ek geestelike kinders in hierdie gemeente voorstel. En aan julle geestelike leiers. Want jy sien, ek dink vir te lank het ons baie areas gemis. Ons kyk na mense en net in 'n posisie. Maar wanneer iemand jou geestelike kind is, moet jy vasmaak. Eerstens aan God. Want jou verantwoordelikheid is voor God en in God. Wanneer jy 'n geestelike leier het, is dit my en jou plig, as jy areas sien waar daar leemte is, om vir hulle te bid. Dit help nie ons kyk na wat fout is nie. Want ek dink as ons die hele tyd mekaar se foute wil raak sien, gaan ons nooit by die Here uitkom nie. Maar wanneer ons dit vir die Here gee, het hy 'n manier om daai goedjies net weg te vat. En alles begin natuurlik altyd by ons. Here, verander my hart en my uitkyk. En ewe skielik sien jy nie meer ander goed nie. So, Dwayne, Delaney, klein Shiloh, ons is opgewonde oor die nuwe seisoen wat wag. En ek weet, ons kan nooit daai area volmaak nie. Haar ouers is ver weg, maar ons gaan so hard as moontlik probeer om vir julle die leemte makliker te maak. Jy kan dit nooit wegvat nie. Daar's altyd net een pappa en een mamma, maar ons gaan dit vir julle so maklik as moontlik probeer maak. En ons wil vandag, as ons julle ook salf en toemaak, wil ons vandag vir die Here vra, om ons altyd accountable te hou in die gees. Dat ons altyd ten alle tye in die gees mekaar kan dra. Want jy sien, in die vlees is dit so maklik om iets te dink wat jy lees, maar die gees is jy nooit uit lyn uit nie. En al wat ons hier wil doen, is om julle toe te maak, om julle liefde te gee en saam met julle die pad te stap. Amen. Ek gaan vra dat die gemeente saam met my staan en kom ons steek ons hande so uit oor hulle. Oei.
Vader, ek kom nou en ek sal verdwyn, vir Delaney en klein Shiloh in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Vader, ek bid, Here, dat hierdie waarlik 'n nuwe seisoen, 'n nuwe begin gaan wees, Here. Ek bid, Vader, dat in U, Here, Vader, dat daar nie 'n klip gaan wees wat nie omgerol gaan word nie. Vader, ek bid, Here, dat U 'n eenheid in die Gees vasmaak, Here. Ek bid, Here, dat ons een droom sal hê en dat dit sal altyd wees, Jesus Christus. Here, dat ons koninkryksvisie altyd in lyn sal bly met U. Vader, ek bid dat Johannes 3:30 sal seëvier. Niks van ons nie, alles van U. Want dan weet ons, Here, ek bid dat U hulle toemaak, ek bid dat U hulle beskerm, Here. Ek bid, Vader, dat U die voorloper sal wees in alles wat hulle doen, alles wat hulle uitsit. Ek bid, Here, in hierdie seisoen waar daar goedjies is wat nog onseker is, ons kom nou en ons bid vir guns in die naam van Jesus Christus. Ek bid dat U deure oopmaak, Here, waar daar nie eers 'n verwagting was nie. Vader, want U sê wat ons vra in U naam, sal U vir ons doen. Ek bid dit nou oor hierdie paartjie en hierdie pragtige klein prinsesie in Jesus naam. Amen. Ons gaan graag so saam as gemeente die seën oor hulle sing. Amen, kom ons gee hulle 'n lekker groot hande klap. Baie welkom. Baie welkom. Baie welkom. Amen, en nou gaan ons die Here loof en prys soos wat ons kan. Amen. Celebrate.
sal vir my voorsien, soos 'n passer vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here.
se blou, so die rykdom van sy troon. In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon.
terwyl die musiek speel, die elke oog goed moet gesluit word vanoggend. Die Here wys vir my 'n prentjie van 'n sambreel. En ons bid, laat dit reën, ons vra, Here asseblief, laat dit reën op ons, laat dit reën op families, maar ons staan met oop sambrele. Die water kan nie by ons uitkom nie. Ons staan vas onder 'n sambreel van anxiety, of 'n sambreel van depressie, of 'n sambreel van mense se woorde. En vanoggend terwyl die musiek speel, ek gaan vra, laat ons dit weer sing. Maar as ons dit sing, jy sien, jy kan niks aanvaar nie, ek kan niks vir jou gee nie, as jou hande aan daai sambreel vasklou. So vanoggend, voor ons preek, voor ons enigiets doen, wil ek hê ons moet ons hande ophef vanoggend, en ons hande oop maak, en ons moet 'n funnel maak, en sê, Here, hier is ek. U weet waar ek is. U weet wat se omstandighede ek nou deurgaan. Maar laat dit tog reën. Laat dit reën, want kerk, ons sing, laat dit reën, maar ons moet glo. God het die vermoë om ons omstandighede weg te reën. Ons situasies weg te reën. En ons gaan dit weer sing vanoggend, maar ek wil hê ons moet dit sing. Nie net, ag Here, as U wil. Nee, Here, laat dit reën. Laat dit reën oor my, laat dit reën oor my familie, oor my omstandighede, oor my werk. Want as dit begin reën, begin die vrug groei. En as die vrug begin groei, gaan die mense daar buite kan eet. Dankie, Here. Abba Vader.
We worship you this morning, Abba. Thank you, Jesus. Vanoggend ek het 'n preek gehad. Hy is nou geberg. Julle kan net daar bly. Ek beloof ek gaan nie langer as 10 minute wees nie. Maar julle kan julle sitplekke net vir so 'n oombliekie neem. My broer het 'n paar weke terug 'n gedagte gedeel en ek voel dit is tyd om daai gedagte te deel. Ek gaan dit ongelukkig in Engels doen, sorry, dit is nie voorbereid nie, so. Ek gaan dit in Engels moet lees, maar ons gaan van Exodus 3 vers 1 af lees. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush did not be consumed. Nou ek wil net daai eerste stukkie wil ek vat. Dit is so profound vir my, dat die Bybel sê, in die agterkant van die woestyn, daar waar niemand jou kan sien nie, daar waar niemand weet waaroor dit gaan nie, daar waar niemand weet waar jy deur gaan nie, God kan nog steeds daar uitkom. God kan nog steeds daar uitkom. And Moses said, I will turn aside and I will see the great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto God called him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. And he said, Draw nigh, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standeth is holy ground. Now I did not know this until I heard this. So daar's 'n paar goedjies in die Bybel wat daai sandale beteken. Die eerste ding, dis nie 'n sandaal soos vandag wat ons net kan afskop nie, dis een wat ons vasgemaak het. So Moses moet letterlik in 'n posisie van nederigheid ingegaan het voor God om sy skoene los te maak. En dit was in daai posisie van nederigheid waar hy sy skoen afgehaal het. Die ander ding wat dit beteken is die skoene is die koneksie aan die wêreld. Vir Moses om in die teenwoordigheid van die lewendige God in te gegaan het, moes hy eers sy koneksie met die wêreld losmaak. Sien kerk,
ons bid en I've been watching Pastor Paul and it's been the Holy Spirit and it's been the focus and it's been, maar as ons in die teenwoordigheid van Vader wil ingaan, moet ons eers ons konneksie met die wêreld afsny. Sien, daar is nie plek vir die wêreld hier, as ek nie eers by God was nie. Sien, want God verander my, sodat ek hulle kan verander. God verander nie hulle nie, omdat ek soontoe gaan nie. As ek nie eers by God uitkom nie, gaan die wêreld my insluk. Dis nog hier die opgewonde gedeelte nie. We'll get there. Nou moet ek hom eers soek. Sorry. Come now, therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he said, Certainly I will be with thee. And this shall be a token unto thee, that I have sent thee. And then Moses asks the Lord, what do I say? Die Bybel sê, jy moet na hulle toe gaan, en jy moet vir hulle sê, die God van hulle vaders, het jou gestuur. Ek wil hê ons moet hierdie besef, God sê nie die God van Moses se vader nie, hy sê vir Farao, die God van julle vader. Farao, in die Egiptiese kultuur het hulle 9 gode. So, ek dink nou by myself, Farao sit daar en dink, is dit daai ene? Nee, is nie daai ene nie. Is dit daai ene? Nee, is nie daai ene nie. So, ek wil net my baadjie uittrek. Ek het ewen vir my boodskap aangetrek vir oggend. So, ek het regtig een gehad. Ek beloof. Ek sê heel diens sal ek kry so warm, maar ek kan nie uittrek nie, maar nou is dit te laat. Ja, en God gaan sê vir hulle, ek is, wie ek is, het my gestuur. En my broer het dit so mooi gemaak, ek weet nie hoe is julle wiskunde nie, myne, nee, kyk, daai wat julle van sukkel, ons sal later vir julle prentjies teken. Okay. Maar in wiskunde, as ons 'n equation wil uitwerk, moet ons die linkerkant en die regterkant gelyk maak om die som te laat uitwerk. Is ek korrek? Right, en hier is waar dit nou inkom. Julle kan sommer begin speel, ons is amper daar. Hier is waar dit nou inkom. X 5x plus 3y minus 6 is gelyk aan 3x plus 2y minus 5. Okay, it's baie confusing. Baie confusing. Ek wou dit opsit nou, maar dit werk nie so lekker nie. Daai is ons som. Maar hier's wat God doen. Ek is gelyk aan ek is. Daar is nie 'n ander mens, 'n ander God, aan iets anders, wat gelyk is aan wie ek is. En dis wat ek wil hê ons moet verstaan vanoggend. We sing Yahweh, we sing Yeshua, we sing laat dit reën, maar ons vergelyk die ek is met wat ons is. Die ek is kan nie vergelyk word met wat ons is nie. Want wat ons is nie naby waar hy is nie. See, that's it this morning, and julle kan regtig speel. That's what I want to just share with us this morning. Ek is klaar. Ons gaan nou weer worship as dit okay is. Want ons moet besef vir wie ons worship.
Ons moet besef vir wie ons sing. Ons moet besef dat aan hierdie kant van hierdie kruis is siekte, is dood, is omstandighede, is situasies, maar aan hierdie kant van die kruis is die ek is, wie ek is. Want aan hierdie kant van die kruis maak daai nie saak nie. Verstaan, want as ek by die ek is uitkom, is ek wie hy sê ek is. Nie wie die sê ek is nie. Nie waar my omstandighede sê ek is nie. Nie waardeur ek gaan nie. Ek is wie hy sê ek is. En vanoggend wil hê ons moet almal ons oë sluit. En julle kan vir my saggies sing. Ek weet dit is nie altyd lekker nie en ek weet dit is nie altyd great nie. En ek weet dit gaan nie altyd goed nie. En enige iemand wat vir jou sê dit moet altyd goed gaan, lees nie sy Bybel nie. Want my Bybel sê vir my, count it all joy when offense comes. Met ander woorde, dit is op pad. Dit gaan kom, ons gaan deur goed gaan, ons gaan deur omstandighede gaan, ons gaan deur situasies gaan, ons gaan deur siekte gaan, ons gaan deur dood gaan, ons gaan deur al hierdie goedjies gaan. Maar, as ek in die ek is, dan gaan hy my deurdra. En dis wat ek wil vra vanoggend. Ek wil hê ons moet almal staan. Ons moet almal staan. En ek is baie jammer, ek preek nie gewoonlik so nie en hierdie was regtig nie. It wasn't planned at all, ek beloof. Maar voor ek vra waar ons is en waar deur ek gaan, wil ek hê ons moet net hierdie liedjie sing in aanbidding teen spyte van waar ek is. Teen spyte van waar ek deurgaan. Teen spyte van my omstandighede. Hoekom? Want voor ek die ek is kan vra vir iets, moet ek eers erken wie die ek is. Sien, dit is baie maklik, almal sê, ek gaan nou op tone trap, maar ek is jammer. Almal sê, gaan bid net, vra is okay, maar dis die enigste tyd wanneer ons met die Here praat, as ons iets nodig het. Sien, ons kan nie verwag, so julle ken my nou nie, en as julle nie geweet het, ek is 'n pastoor en bla bla bla, as ek julle kom vra vir R1 miljoen, gaan almal vir julle vir my vra, wie is jy? Maar ons verwag dat die ek is, wat ons nie erken nie, wat ons nie meer praat nie, moet doen wat ons sê. Kerk, dit is meer belangrik om erkenning te gee aan die ek is, as wat dit is om hom te vra vir iets. Sien, want maak nie saak hoe dit hier ondergaan, as ek hom hier erken, gaan ek soontoe. En dit maak nie saak wat dit hier sê nie, the Bible says again, is een van my gunsteling versies, count it all joy, when offense and affliction comes. Hoekom? Want dit maak nie saak wat hier gebeur nie, want ons sien nie wat hier gebeur nie. Dankie, Here.
gaan vra terwyl elke oog gesluit is. Ek weet nie waartoe jy gaan nie, ek weet nie wat se omstandighede jy jouself invind nie. Maar as jy voel dis tyd om by die ek is uit te kom, wil ek hê julle moet hier voorkom staan, laat ons saam julle kan bid. Want ek weet, die ek is reg vir ons. But we have to humble ourselves this morning. As jy gebed nodig het vir oggend, kom staan net hier voor vir ons. Ek gaan net een keer vra. Thank you, Jesus. Pastor Paul, will you come help me, please? Sien, ek wil net julle geheim leer vir oggend. Dit maak nie saak wat mense van jou dink nie, dit maak nie saak waardeur jy gaan nie. Want as jy by die ek is uitkom, gaan hulle 'n verandering sien. Sien, mense gaan jou judge miskien en sê, "Ag, hoekom het hulle vorentoe gegaan of hoekom moet ons dit doen of hoekom moet ons daai doen?" My skoonpa het altyd gesê, "Jy sal nooit ooit weet hoekom mense aanbid soos hulle doen." Maar kom ek vertel julle vanoggend, ek is wie ek is. En ek doen wat ek doen, want hy het my uitgehaal waar ek was. En is hy wat my tot hier gebring het. En is net deur hom. Nie deur myself nie, of my pa nie, of my skoonpa nie, dis net deur Jesus Christus.
dit nie lekker om net so in gehoorsaamheid in sy teenwoordigheid te wees nie? Jy sien, ons kom baie keer op 'n plek dat ons net gewoond is aan wat ons glo moet gebeur. Maar ek wil volgende vir jou sê, al wat moet gebeur is wat God se plan is. As die Heilige Gees ons in 'n rigting vat, moet ons gehoorsaam wees en sê, ja Here. En dit is so lekker terwyl ek nou by Heinz staan. Ek dink nie ons besef wat daai liedjie se woorde beteken wanneer ons stil raak en sê, Here, laat dit reën. Wanneer laas het die Gees van God werklik net so op jou afgereën, dat jy elke sagte druppeltjie voel, en soos die druppeltjie jou vel raak, dat jy voel dat iets niets in jou aansteek. Jy sien, dis wat die Gees van God vir ons doen. En omstandighede kom roof ons baie keer van daai spesiale koneksie wat ons het met God. Ouens, dis waarom ons by mekaar kom in die huis van die Here, om 'n spesiale ontmoeting te ontvang. Nie die plan wat ons het, of die gedagte wat moet gebeur nie. God se plan, sy gedagte, want dit is sy huis. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Ons kan ons sitplekke neem. Ek is so bang dat jy moet nie so vinnig wees nie, want ek is nooit vinnig nie. Ek het nou gedink Tannie Marissa is nog hier, dan sou sy dadelik amen gesê het. O, Parissa is hier. Ek wil vanoggend net vir julle baie dankie sê vir elke een. It's a blessing, elkeen so mooi boodskap. Maar ek wil ook in dieselfde asem vir julle sê, as die herder van die gemeente, ek waardeer julle met alles wat in my is. Dis 'n voorreg om elke een wat deel is van leefstyl, deel te hê van ons lewe ook. Want jy sien, waardering gaan twee kante toe, nie een kant toe nie. Jy kan nie waardeer word as daar niemand is nie. En dis waarom ek vanoggend net vir julle wil sê van my Misaanse kant af, baie dankie vir alles wat julle doen, vir alles wat julle insit. Ek wil vir julle sê, Vrydag het ek net weer gesien, hierdie vrouens kan operate, hoor. Hulle het 'n manier om dinge net te laat werk, al het daar 'n oepsie gebeur en hulle bietjie uit hulle game uit was, maar toe ek weer sien, toe sien ek net hoe operate almal. En ek het seker gemaak, ek hou hulle op hulle tone, want ek het hulle so 'n paar keer so effens skrik gemaak. Maar weet jy nie eers dit kon steel nie. Alles het net gebeur soos wat dit moes gebeur. So ek wil vir daai vrouens net 'n ekstra dankie sê. Julle weet wat julle gedoen het. En dan vir elkeen wat net hier is, wil ek vanoggend vir julle sê, weet dat jy spesiaal is in Jesus. Moet nooit toelaat dat enige iemand ooit vir jou iets anders te sê nie. Jy sien, die woord leer ons is die geseëndes van die Here. Ouens, ek raak baie keer ek bekommerd, want wanneer ek dink aan die woorde dat ek die geseënde is, dan raak ek soos 'n kind, daai excitement uit my gekies. En dis waarom ek vir julle gesê het, as jy nog nie in jou Bybel geskryf het nie, gaan na Jesaja 43:1 toe, en skryf jou naam langs dit. Weet dat God jou by jou naam geroep het. En begin opstaan, vat daai autoriteit, begin daai grondgebied vasmaak, begin geniet wat God vir jou wil gee. Die Here het ons nie op hierdie aarde gesit om te kom sukkel nie. Dis meeste van die tyd ons besluite, ons keuses. Hy wil hê dat ons net moet opgaan. Kom ons laat hom toe, dat sy guns in ons net kan opskiet. Amen.